Ons staan vandag stil by Elisabeth Eybers se gedig, Busrit in die aand. Maar miskien is dit nodig om eers bietjie by haar stil te staan, gebore in 1915, en sommer nou die ander dag oorlede. Wat haar laat uitstaan, is nie hoe baie gedigbundels sy uitgegee het, wat se pryse sy gewen het nie. Maar in Afrikaans is hierdie vrou, wat nou die ander dag dood is, die eerste vrou wat ooit in Afrikaans 'n digbundel uitgegee het. Terwyl ander tale en ander lande lankal vroue stemme in poësie gehoor het, moes ons wag vir Elisabeth Eybers om in Afrikaans van 'n vrou te laat hoor. Sy is die eerste om 'n Hertzogprys vir poësie te ontvang, skool gegaan op Klerksdorp in die Wes-Transvaal, gebore op 'n kleiner dorpie in die Wes-Transvaal, Schweizer-Reneke. Sy gaan studeer in Johannesburg op Wits, slaag haar graad in tale met lof en word 'n joernalis. Aanvanklik dig sy in Engels, haar ma was immers Engels, maar toe sy 21 is, 1915 plus 21, 1936 daar rond, debuteer sy met 'n digbundel in Afrikaans, Belydenis in die skemer. Sy het lank geleef, hier sien ons haar ouer en van die laaste foto's daaronder. Sy trou in 1937, maar in 1961 is daar 'n egskeiding en sy verhuis reeds in 1961 na Amsterdam, waar sy tot en met haar dood in 2007 bly. Sy ontvang Nederlandse burgerskap, maar hou aan om in Afrikaans te dig. Sy gee 30 digbundels in haar lewe uit, tussen 1936 en die laaste een in 2005. Nee, nie toe sy 69 was nie. Sy gee vir 69 jaar lank digbundels uit. Ons gedig verskyn in 1939 in die digbundel Die Vrou en Ander Verse. Al is sy in 1939 geskryf, eers in 1945 gepubliseer. Ek lees hom met gevoel deur, elk langs sy eilweerkaatsing in die ruit, sit hulle sif, met monde moeg gesluit, die werkers van die stad wat huis toe gaan. Skaduwee skimme gly verby, dis laat, in lang ligvaandels wapper oor die straat, soos oor 'n dam, die blink pad na die maan. Ons ploeg deur stormsee met ons kaperskuit, die stuurman aan die wiel, die passasiers die buit, wat ons as slawe huis toe bring vanaand. Die vaartuig waggel afdraand, om die draai, met skril gekners en skommelende swaai, en hyg en skok en snork en swoeg opdraand, terwyl ons, soos twee kinders opgetoe, mekaar toe lag met glinsterende oë. Asof al jammerlik hul lot kan raai, sit hulle sif, met monde moeg gesluit. Elk langs sy eilweerkaatsing in die ruit, die werkers van die stad, wat huis toe gaan. Nou goed, Elisabeth Eybers skryf hierdie gedig toe sy self in Johannesburg gewoon het, en bewus was van al die eise wat die stad aan die werkende mense stel. Onthou, sy het op die platteland groot geword, na die groot stad toe gekom in die 30er jare. Ja, daai jare nie vreemd om bus te ry nie, ons is afhanklik van openbare vervoer, en sy ken die mense, wat in die bus terugry in die aand, na 'n dag se harde werk, moeg en stroef, so moeg dat hulle nie met mekaar praat nie met mekaar wil praat nie met mekaar
kan praat nie. Hulle monde is gesluit. Goed, Johannesburg, die stad het daai jare baie anders gelyk. Hierso nog die trams wat met elektrisiteit ry. In die 30er jare. Watter straat dit sal wees, weet ek nie. Maar dis wat ek kon opspoor. Daar is ons stadswerkers, stiksters, kleremakers, fabriekswerkers wat in en uit beweeg. Dis die mense wat ons daai jare op die bus gesien het. Fabriekwerkers, hoedemakers, kleremakers, mense wat agter masjiene werk, en net naweke soos regs daarbo, kan teruggaan na die veld en die natuur, want dit is wat hulle geken het. Die busse is nie Suid-Afrikaanse busse hierdie nie, maar die bus wat jy moet hoor en verbeel, dateer en herinner aan een van hierdie wat ons hierso sien. Daai weet ek is 'n Britse bus as ek reg onthou. En daar sien ons in die 30er jare die mense wat van die platteland af stad toe kom, wat op kuier, maar wat in plakkerskampe gebly het, party van die mense. As jy gelukkig is, het een van daai gesin 'n werk in die stad gekry. Ons sit en ons kom terug. My oukies, hierdie busrit in die aand is daarom nie die partybus wat julle ken en waarmee julle rondry in deernagpartytjie nie. Dis 'n busrit in die aand. Die titel sê vir ons, hierdie mense ry in die aand, in die donker, terug van hulle werk af. En dan kry ons dadelik in die gedig 'n kontras tussen die twee jong en jukkerige verliefdes en dan die suwe, moe werkers wat elkeen in sy routine vasgevang is. Die routine van die stad, die met die bus werk toe gaan, vanaand moeg terug, het dan nou 'n invloed op die mens wat nie meer wil praat of iets wil doen nie. Kom ons kyk na die gedig self. Die werkers van die stad wat huis toe gaan, sit elk sif langs sy eilweerkaatsing in die ruit, met monde moeg gesluit. Dis nie wat daar staan nie. Dis hoe ek en jy sal praat. Die werkers van die stad sit moeg met hulle monde gesluit. Elisabeth Eybers, sy span die woorde anders in. Sy val weg met elk langs sy eilweerkaatsing in die ruit, sit hulle sif met monde moeg gesluit, die werkers van die stad wat huis toe gaan. Elk langs sy eilweerkaatsing. Hulle is alleen. Sy enigste geselskap is nie die mens langsom in die bus nie, maar soos by daardie vrou, haar eilweerkaatsing in die ruit. Sit hulle dan nou sif, moeg, met hulle monde moeg gesluit. Elk langs sy eilweerkaatsing is duidelik voorplasing, of dan nou ongewone woordorde, of dan nou in versie, uit die aard van die saak met die doel om iets uit te lig. Hulle is alleen, afgesonder. Elk langs sy eilweerkaatsing, van wie praat sy? Sit hulle sif, wie's hulle met hulle monde moeg gesluit? Wie's hulle? En hier kry ons eers in reël 3 van wie ons praat. Die werkers in die stad wat huis toe gaan. 'n tipe uitsteltegniek. Die onderwerp van die sin eers hier aan die einde. Let op, hulle sit nie langs mekaar nie. Hy sit langs sy eilweerkaatsing. Wat dan nou die alleenheid of die eensaamheid in die stad, in die bus, uithef. En die uitsteltegniek hier aan die einde, waar ons die onderwerp heel aan die einde het, is weer eens om afwagting te bou. Oor wie gaan dit? Die werkers van die stad. En dit word uitgehef. Elk langs sy eilweerkaatsing. Uit die aard van die saak, elk staan heel voor nou. Dis prominent. Dit beklemtoon, hef uit, dat elke werker alleen en afgesonder is. Elk langs sy eilweerkaatsing, nee? Eil sê vir jou, dis nie duidelik nie. Dis 'n dobbe, deurskynende, half deursigtige.
weerkaatsing wat in die ruit is. Sit, hulle suf. Daai woord het ons reeds leer ken in epistemologie van water, waar ons gehoor het die hemel was somber suf van die gietende reën, en daai suf personifikasie is opgedaan, sat, pe. Hier in die bus is die mense ook suf. Hulle is uitgeput, te moeg om te praat. Daar staar 2 uit. Sit, hulle suf met monde moeg gesluit. Haai my oukies, hoe wil jy nou woorde beter uit hê van die hand van alliterasie, as wat ons daar in reël 2 kry, ne? Dis moegheid, suf, lieflike, effektiewe voorbeeld van alliterasie. As jy vir my vra, wat is die geheel indruk van strofe 1, wil ek woorde soos neerdrukkend, stroef, morbied, ja, hier is niks lekkers, tot op datum nie, en dis nogal ironies nie, want hierdie oukies moet ons nou jolly patrolie, hulle moet bly wees, hulle gaan huis toe, want, maar nee, ons is te moeg, daar is niks so oor opgewonde te raak nie, want môre gaan ons weer op die bus klim, ons gaan weer werk en weer moeg terugkom, so nee, daar is geen blyheid nie, al is dit die einde van die dag, en die werk is verby, hulle monde is gesluit, skaduwee skimme gly verby. My maggies, die vrou doen moeite, weer eens aan die hand van halfrein, om aandag te vestig, skaduwee skimme gly verby. Dit word lieflik uitgehef. Maar wat sê dit vir ons? Jy ry in die bus, jy kyk uit. Jy kan nie mooi sien wie of wat jy sien nie, want dit is donker en die bus beweeg, en jy fokus nie regtig nie, so dit wat verby jou gly, neem jy nie in nie, dit bly skaduwees en skimme, jy kan nie sien wie dit is en hoe die mens lyk nie, dit is in elk geval al donker ook, so dit wat verby jou beweeg, registreer jy nie, die passasiers staar sonder om eintlik waar te neem. En dan het ons die ellips, wat die suggestie laat van hierdie goed, hou aan verby flits. Die bus beweeg aan, die bus beweeg verder. Dis laat en lang ligvaandels wapper oor die straat. Ons het nou by ons in die rekordeksamen 'n vraagie gevra oor hoe word daai woordjies dis laat op watter verskillende maniere uitgehef. Dis laat en lang ligvaandels wapper oor die straat. Yes, die tydsaanduiding word uitgehef. Dis al laat, dis al donker en lang ligvaandels wapper oor die straat. Ek en jy ken nie meer eintlik juis 'n vaandel nie. Maar daar sien ons die vaandels waarmee die Romeinse soldate opgemars het, en in vandag se daar dan nou die vaandelvla. Dit is 'n vaandel. Dit is 'n lieflike metafoor. Lang ligvaandels wapper oor die straat. Dit kan dui op die weerkaatsing van ligte op 'n pad, dalk 'n nat pad. Ons gaan net nou lees van storms, maar die lig, die stadstraatligte of die voertuigligte, weerkaats op die pad, en daai lang strepe wat dit maak, herinner die stem in ons gedig aan vaandels of dan nou baniere. Daar sien julle die ligstrepe oor die pad baie duidelik, en dis wat die stem in die donker oor die pad raak sien. Ek en jy sal vandag daai goedjies daar linksvaandels noem, ons ken dit, en daar sien jy die ligstrepe, wat dan vandag nog daaraan herinner. Maar sy gaan verder, omdat sy bang is, ons sien nie hierdie lig oor die straat nie, en sy sê, dit wapper oor die straat, soos oor 'n dam,
die blinkpad na die maan dan nou wapper. So die metafoor word opgevolg met 'n vergelyking. En kyk wat gebruik sy. Sy gebruik iets van die plaaslewe, waarmee ons groot geword het, wat die Afrikaner daai jare geken het, duidelik te maak. Ek vat jou terug na die plaas toe. Onthou jy in die plaas, as jy die maan so oor die water sien skyn, so lyk hierdie ligvaandels in die bus, wat my huis toe vat. So, waar is die ooreenkoms? Die straatlig se weerkaatsing op die pad, lyk soos, is gelyk aan, die maanlig se weerkaatsing oor die dam. As jy nie die prentjie kan sien nie, wil ek hê jy moet die prentjie nou sien. Daar sien ons die lig op die pad weerkaats, en daar sien ons die maan, en sy weerkaatsing oor die dam. 'n Ou wat die stad en stadsligte nie ken nie, hy ken net die plaas, het nou 'n baie goeie idee wat dit is wat die moe stem in die bus raak sien. Ek sien dit, ek herinner jou daaraan, dit lyk soos 'n maan se pad oor die dam. Die lang ligvaandels wapper. Wapper is eintlik 'n geluid, nee, wat 'n vlag of 'n lap in die wind maak. So dit kan deurgaan as 'n sinestesie, want nou skielik sien ons iets wat gewoonlik gehoor word, en dan die blinkpad na die maan is weer eens 'n lieflike metafoor, nee, want die maan se weerkaatsing op die dam herinner dan nou aan 'n pad. Kyk die kontras tussen die plaas en die verstedelikste stadatmosfeer, die dam en die teerstraat, lyk dieselfde, maar tog is dit 'n kontras. Die mens vasgevang in die stad, die vroeëre plaaslewe. Ons ploeg deur stormsee met ons kaperskuit. Ontspan jou kuite, daar is 'n dubbelpunt. Ek gaan vir jou verduidelik wat ek bedoel. Maar daar sien jy dan nou 'n skuit, en 'n kaperskuit is 10-1 'n seerowerskip. Ons ploeg deur die stormsee met ons kaperskuit. Geen een van daai 3 woorde kan jy letterlik opneem nie, né? Hierdie vrou is besig met lieflike, figuurlike taal gebruik. Ons ploeg. As jy ploeg, dan sukkel jy, dis moeilik. As jy met 'n ploegskaar deur die grond moet werk, nee, dan kry jy weerstand van voor. So dit gaan nie jolly patrollie op hierdie kaperskuit of op hierdie bus nie, nee. Ja, sy gaan nie oor 'n teerpad nie, sy sê die dam het nou 'n stormsee geword. Daai teerstraat wat in die vorige strofe nog 'n dam was, het nou sommer 'n stormsee geword. Wat dan nou uit die aard van die saak dui dat dit nie 'n lekker omgewing is nie. En die derde metafoor met ons kaperskuit. Ja, die bus is 'n seerowerskip. Kaap is as jy iets hijack, nee? Jy kaap hom. Jy hijack. Mense is gehijack, gaan ons agterkom. O aarde. Wag, 'n bietjie, dit was die werkers van die stad. Nou skielik hier, sommer 3 op 3 plekke in 1 strofe, is dit ons. Nou kom ons agter dat die een wat praat in die gedig, ook op die bus is. Dis een van die werkers, een van die mense, wat huis toe ry. Ontspan het ek gesê, die dubbelpunt, ek gaan verduidelik wat ek met hierdie metafoor bedoel, en nou brei sy heerlik uit. Die stuurman aan die wiel is dan nou nie die vriendelike oomie busbestuurder nie, maar wie of wat ook al die skuit aan stuur van sake staan. En ons passasiers is die buit. Dit wat geroof is, dit wat gekaap is. Ons op die bus, daar staan en sit hulle moeg.
Ons is die buit wat as slawe huis toe gebring word vanaand. Daar sien ons hoe die slawe in 'n bus aangeag, nie in 'n bus nie, op een van die slaweskepe aangehou is. Die passasiers is gesteel, ons is die slawe, ons is vasgevang, ons kan nie ontsnap nie, ons is in die groef, in die routine, in die stad vasgevang, nie in die bus nie. En daai daaglikse routine van die een dag is soos die ander ene, môre gaan ek weer hier ry en oormôre weer, en Saterdag as ek wil gaan dorp toe gaan, moet ek nou nog weer in die bus ry, as ek nie werk nie. Ons is in 'n groef, en julle weet, daar is nie 'n vreeslike verskil tussen 'n groef en 'n graf nie. Wat ons as slawe huis toe bring, sy wil beklemtoon, ons hier in die bus sit soos die slawe destyds ingerig is, in 'n hoogte van 3 voet en 3 duim hoog, moes die slawe dan nou al die pad Amerika toe, of waan toe ook al, beweeg. Wat ons as slawe huis toe bring, uit die aard van die saak, daai S-klanke val op, en die metafoor word uitgehef. Ons is slawe, ons is vasgevang. Onthou, selfs al werk ons klaar soos slawe, gaan ons nog steeds as slawe huis toe. Daar is geen bevryding nie. Daar is geen hoop of iets positiefs nie, nee. Ons is vasgevang. Werk toe en terug, werk toe en terug. Gevangenis van ons omstandighede. Die vaartuig, die kaperskui, die skip, die bus, die vaartuig waggel afdraand, om die draai, met skril gekners en skommelende swaai, en hyg en skok en snork en swoeg opdraand, liewe aarde, ouens, hoor net daai lieflike klanke. Ek wil soms so op die stoel weg, saam met die bus. Die kaperskuit het nou 'n vaartuig geword, en kyk sy werkwoorde, hy waggel, hy skommel, hy swaai, nee. Dis die ritmiese beweging van die bus, of dan nou die skip. Asof die skip, want ons sê ons nou, dis 'n kaperskuit, nee. Kan ook wees die mens wat so daar sit en aan die slaap wil raak, wat wegdommel van die moeg. Maar goed, jy is bewus van die personifikasie, waggel, beweeg, ek sien die bus beweeg so op sy asse wat uitgewerk is. Luister na die klanke, die halfrein vaartuig, waggel, af, en dis, en skir, dit is verskriklike klanke man, jy beweeg nie net ritmies nie, jy hoor sommer, hoe snork daai bus. Die alliterasie en assonansie het beslis 'n klanknabootsende effek. As jy vandag in een van hierdie netjiese Luxliner busse ry, dan gaan dit nou nie vir jou so klink nie, maar onthou, ons ry in een van daai busse uit die jare 30. Dit is 'n hyg en skok en snoeg en snork en 'n herhaling van voegwoorde om vir ons te sê hoe sukkel dit gaan. Dis beslis effektief, nee? Want ja, ons lees stadiger en ons voel hoe die ding dan nou weer opdraande sukkel vorentoe beweeg. Kyk wat doen die bus. Hy hyg, hy skok, hy snork, hy swoeg. Dis alles personifikasie. Haai my oukies. En dis presies wat die mense die hele dag daar langs aan gedoen het. In die fabriek, in die stad, in die werk. Hulle het gehyg en geskok en gesnork en geswoeg opdraand. Dis presies wat die werkers elke dag doen om 'n bestaan te maak. Julle kyk hierdie lieflike strofe. Kyk oor hoe baie dinge kon ons gesels, net om daai sukkelende rit van die bus opdraand en afdraand moontlik te maak. Maar dan het ons die enjambement aan die einde van reël 12, hyg en swoeg opdraand terwyl ons
soos twee kinders opgetoe, mekaar toe lag met glinsterende oë. Met ander woorde, midde die bus, 'n sukkelende rit, is daar hierdie twee jongetjies, hierdie twee verliefdes, wat soos kinders opgetoe met mekaar is. Asseblief, hulle is nie kinders nie. Hulle is soos kinders. Hulle is werkers soos die res. Maar vir nou, tog nog so bietjie anders. Ons is tog soos kinders. Dalk omdat ons verlief is. Ons het die glinstering in ons oë. As jy opgetoe is met iets, gaan Google Translate jy op die internet, dan sê opgetoe, hulle is delightedly daar, nee? Verheug, bly, man, jy skoon uit jou vel van vreugde, hierdie tweeetjies. Wat dan nou uit die aard van die saak, kyk nie daar, hulle lag, en hulle het glinsterende oë. Hierdie twee vorm 'n skrille kontras, vir nou, met die stroewe moe werkers, die subbe werkers, wat selfs hulle monde sluit en nie kan praat nie. Wat hartseer is oor 3 jaar en oor 10 jaar as hulle nog steeds busry, maar sit hulle uit die aard van die saak, ook soos die ander daar, maar vir nou, giggel ons vir mekaar en is ons baie opgetoe. Hierdie idee van die moe stroewe werkers is jare oud. Hierdie kunstenaar, dit was sy uitbeelding van die moe werkers van die stad in 'n trein of in 'n koets jare gelede. Want net vir 2 reeltjies, daai rymende couplet wat ek vir jou blou gemaak het, is ons positief. En dan stop, ellips, word in die rede geval. Gaan ons aan met die res van die mense, die res van die oukies in die bus. En begin die volgende strofe, eintlik reeds in die laaste reël van hierdie strofe. Asof hulle jammerlik 'n lot kan raai. Die slotgedagte begin reeds in die voorlaaste strofe, asof hulle jammerlik reeds 'n lot kan raai, kom die wending, terug na die morbide, die stroewe, nee. Wat is hulle lot, wat hulle kan raai, nee? Sal 'n mens nou wonder, die feit, dis ons lot om moeg aan die einde van die dag te sit. Ons begin elkland sy eilweerkaatsing in die ruit, nou sluit ons weer af, reël 17, met sy eilweerkaatsing in die ruit, hulle monde moeg gesluit, reël 2, reël 16, sif, met hulle monde moeg gesluit. Ons begin waar ons geëindig het. Ons is in die rat, in die routine, in die groef. Hierdie 2 blouwetjies in die middel is daar in mekaar, hulle is nie elkeen alleen nie. Hulle staan uit. Ons het eilweerkaatsings by die res van die mense. Hier het ons daarom nou glinsterende oë, helder en blink. Maar, let op, ons sluit af waar ons begin het.